Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Hoop, dit gaan goed met elkeen van julle. En baie welkom by hierdie groeigroep inleiding video. Ons is by ons vierde tema oor die groei van die kerk. En hierdie week staan ons stil by Handelinge 4, wat gaan oor een van hart en een van siel. En soos die Here dit wou hê, die week wat verby is, gaan ek en ek laat skeer my hare by 'n plek hier naby die kerk. En die plek ken die mense, en ek begin toe met hierdie man gesels, en hierdie man kom van Algerië af. En ons gesels en ons laat sny altyd ons hare by hierdie tak of 'n ander tak. En die ou sê toe, ek vra toe vir hom, waar bly hy? En hy sê, net hier agter die kerk. Ek sê, okay, ek werk daar by die kerk. En hy begin toe met my gesels, en hy vra hoe werk dit, hoe werk die kerk, en ek sê toe vir hom, die man kan so 'n bietjie Afrikaans praat, en ek sê toe vir hom, man, jy moet verstaan, dis 'n Afrikaanse kerk. Ek sê, okay, hy verstaan dit. Ek sê toe vir hom, ja, maar ons prys en worship ook partykeer in Engels, en veral in die aand. Maar jy is welkom om enige tyd te kom, jy moet net kom. Hy sê, ja, maar het ek my paspoort nodig om te kom? Hy bly al 6 jaar in Suid-Afrika, en hy het hierdie idee, dat hy miskien as 'n buitelander sy paspoort nodig het, om in die kerk in te kom. Nou, dit het my laat dink, dat baie mense dink, die kerk is hierdie eksklusiewe plek. Net sekere mense mag daar inkom, wat 'n sekere manier lyk en 'n sekere taal praat. En dit spreek teen die teks wat vir ons sê, ons moet een in hart en een in siel wees. Ons kan maklik, as ons praat van kerkeenheid, dink dat kerkeenheid beteken kerkeendersheid. En as ons mooi van onsself dink, dit was alles behalwe wat die eerste kerk was, wat ons hiervan lees. Hulle was verskillende nasies, verskillende tale. Dink net toe die Heilige Gees uitgestort is, hoe Lukas in Handelinge beskryf, hoeveel verskillende nasies was daar. En almal het in hulle eie taal die evangelie gehoor, die boodskap van Jesus Christus. En dis iets wat die kerk laat groei, as ons vir die wêreld kan wys, ons is een en hart en siel. Ja, daar gaan verskille wees. Maar so het die Here ons elkeen anders gemaak, en is dit nie ongelooflik om dit te weet, dat hy ons elkeen anders gemaak het. Mag ons as Garsfontein geloofsfamilie daarna streef, om een in hart en een in siel te wees. En mag die fondasie van dit, wat ons alles almal aan mekaar bind, altyd die goeie nuus wees. Die goeie nuus, dat Jesus ons so lief gehad het, dat hy sy lewe vir ons gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Laat dit jou, laat dit troost.